Wat soos wolke gelyk het, het toe eintlik die aanvanklike rook van die tragiese veldbrand in die Cederberge geword. So ons is nou besig om op te pak. Hulle het beskryf in die oggend het hulle vir ons kom sê die brand het oorgekom, hy is op pad Jamaika se kant toe. So ons is besig om op te pak so vinnig as wat ons kan om uit die kamp uit te kom. So ons sien julle aan die ander kant. So die mense is almal besig om op te pak. Ons het klaar opgepak. Ons gaan nou haak. Ons het die gazebo en die kinders se tent hier gelos en Barry het hulle tent hier gelos. Net gepak wat nodig is. Gaan nou haak en dan gaan ons ry. Daarbo, ek ruik die rook. Daarbo kan jy die rook sien. Ek hoop regtig hulle keer hom voordat hy hier in Jamaika se bome invaar, want dit sal bitter hartseer wees. Hier kom nog karre, klaar gepak, besig is om te ontruim. Dit is nou 5:15 en ons is op pad huis toe. Ons vakansietjie is kort geknip, die bergbrand. 2 dae terug is daar 'n ongeluk gewees daar bo uitkykpas en die kar het aan die brand geslaan en toe steek die berg in die brand. En daarvan af het dit nou maar net so versprei, het dit redelik onder beheer gehad. En vanoggend 4:00 toe kom maak die mense van Jamaika ons wakker en sê ons moet asseblief ons moet nou ontry. Dit is onveilig, hy brand al hier by die bosdorp wat ons nou gesien het. En so ons gaan huis toe, ons het die tente gelos. Ons het net al die goedjies wat ons kon opsit, het ons opgesit. Ons het die kinders by ons en dan hulle het ook 'n klein kindjie by hulle, so ons het nou besluit ons gaan net nog 'n uur sukkel om tente af te slaan. Ons gaan die tente los en dan gaan ons hulle kom haal. Ons gaan terugkom, tente kom haal. Dis nou so. So, ons is kersies by die huis en nie in die berg nie. Nee? So ons is kersies by die huis en nie in die berg nie. Ons gaan maar 'n klein braaitjie opslaan en 'n vuurtjie maak en dink ons is in die berg. Ja, dis nou lekker. Ek hoop maar net almal is veilig. Ja, en ek hoop nie die tente brand. Ons het besluit om te ry tot by Driehoek om te kyk wat se skade die brand gelos het. Ons kamp al in die Cederberge toe Algeria nog deel was van bosbou, met ander woorde ongeveer al 30 jaar. En hierdie brand is die ergste wat ons nog beleef het in al die jare. Algeria kampeerplekke staan gesluit weens waterskade van verlede jaar en nou het dieselfde kampeerplekke wat toe verspoel het, gebrand. Gelukkig is die brand betyds gekeer en die res van die kampeerplekke het nie enige skade gely nie. Dit het ook gebrand tot teen die kantore, maar gelukkig was daar geen skade aan die kantore nie. Groot dele van die fynbos ekosisteem is deur die vuur onder druk geplaas en dit gaan jare neem om te herstel. Hier kan julle sien, dit is net swart waar mens kyk
Al die paadjies, die staproetes is oop, so mense kan die paadjies lekker sien. En daar waar ons altyd deur bosse en varings gestap het en hier geduik het en daar moes 'n takkie weggekap het sodat hy jou nie krap nie. Dit is nou alles weg, iets van die verlede. Gelukkig is geen van uitkykse huisies beskadig nie. Soos julle kan sien het die veld gebrand, maar die huisies en om die huisies is beskerm. Ek is nou hier by die ongelukstoneel in Uitkykpas. Hierso het die voertuig aan die brand geslaan en tussen nou hier af. En alles het aan die brand geslaan en sover 'n mens kan sien is die veld net swart. Die brand het vinnig versprei na omliggende berge en fynbosgebiede insluitend Algerië, Driehoek, Kromrivier, Stadsaal en Truitjieskraal. Hier is Meton se klip. Ek is bly om te sien dat die boom met die luiperd krapmerke op nie gebrand het nie. Ons het net gery tot by Driehoek om die skade vas te stel en toe het ons weer teruggedraai kamp toe. Die veldbrand wat op 22 Desember begin het na 12 dae meer as 50.000 hektaar fynbos en natuurlike gebiede geraak, wat dit een van die grootste brandvoorvalle in die geskiedenis van die munisipale area maak, vergelykbaar met die verwoestende Wuppertalbrande van 2019. Vanaf die Stadsaal grotte en Truitjieskraal het die brand verder versprei in die rigting van Maresberg en Nieuwoudspas en dit is wat ons nou hier sien. Die middag van 31 Desember het ons rustig by die kamp gesit en skielik sien ons net baie rook wat weer oor die berg kom. Bernard en Reino het toe nou besluit om te gaan kyk of hulle kan sien hoe ver die vuur is en toe hulle teruggekom het, het ons besluit om uit eie keuse uit liewers op te pak en terug te gaan huis toe. Sonder om enige paniek te saai, het ons net gevoel dat dit 'n veiliger opsie is om liewers uit die berg uit te kom. Daar brand dit. Dis al die kant van Vensterberg. Daar kan 'n mens die
Nieuwspas sien en hy kom daar deur die nekkie. En jy maak hulle net hier onder. So van daai nekkie af tot in die kamp is 'n kilometer. So ek weet nie, miskien gaan ons maar oppak. Aan al die brandbestryders en vrywilligers, baie dankie vir julle onuitputlike pogings om die mense, eiendom en wildlewe te beskerm. Julle moed en onselfsugtigheid is 'n inspirasie vir almal.